OK, voordat ons begin, wil ek myself net bietjie weer voorstel, want ek dink daar's sekere mense wat nie weet wie ek is nie, aanlyn gehoor ook. So ek wil net sommer 'n paar vrae antwoord. Ja, ek is die man wat Petrus gespeel het in die passiespel. Nee, my naam is nie Petrus nie. Asseblief hou op. My naam is Wian Byleveld. Ek is 'n teologie student by SATS, besig met my graad. Ek het klaar my diploma, maar my graad behoort ek volgende jaar hierdie tyd te hê. En ja, ek het so 4 jaar terug, amper 5 jaar nou, het ek hier begin werk as 'n intern, en van daar af het my liefde vir die Here en die liefde vir bediening net meer en meer en meer geraak, en dis waar ek myself nou vandag bevind hier op hierdie verhoog. En ek moet vir julle sê, ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek kan nie. Om die waarheid te sê, freak ek so bietjie uit elke keer wat Dominee Etienne my vra om te preek, want ek voel, ek is nie veronderstel om hier voor te staan nie, maar tog is die Here so goed vir my. So, asseblief kan ons net hierdie woord wat hy met my gedeel het, hierdie woord wat hy vir my gegee het, hy's al besig met my vir 'n rukkie met hierdie ene, maar ek wil begin met 'n eenvoudige vraag. Is my minuut op, kan ek beweeg? Dankie. OK. Ek wil begin met 'n eenvoudige maar baie diep vraag, en ek wil hê julle moet my antwoord. Ek wil julle antwoorde hoor. Wat is liefde vir jou as mens? Wat is liefde? Hoe ervaar jy dit? Hoe gee jy dit? Wat is liefde vir jou? Enige iemand? Omgee. Nog 'n omgee, getrouheid. 'n Gevoel. OK. Ek is 'n interessante vraag nie, dit laat mens dink. En dit is interessant want ek dink elke persoon het 'n ander idee van wat liefde is. Ek dink elke persoon het 'n ander manier hoe hulle liefde voel en hoe hulle liefde gee, want ek dink almal van ons het liefde al ervaar op 'n stadium, of dit nou goed of sleg was. En soos wat ek hierdie voorberei het, hierdie boodskap voorberei het, dink ek terug aan toe ek 'n klein seentjie was. Ek kan seker nie dit sê nie, ek het dit laasweek ook gedoen, maar klein seentjie, meerderheid van die tyd het ek dit gedoen, wat ek na my ma toe gehardloop het en gesê het, mamma, is mamma lief vir my? En mense giggel en hulle lag en hulle smil, want hulle het hierdie vraag eerder al gevra of hierdie vraag al gehoor. En ek weet, klein Wian het nie daai vraag gevra want hy was onseker nie. Hy het nie gaan staan en gedink, is my ma nou eintlik lief vir my? Dalk moet ek net seker maak. Nee, hy het geweet. Hy het geweet die antwoord is ja, en hy het gewag vir dit. Ek het gewag vir daai ja, want die oomblik wat sy dit vir my gesê het, het ek vir haar gesê, wel, as ma vir my lief is, wil ma nie vir my hierdie koop nie. Wil ma nie hierdie vir my doen nie. Nee? En julle lag, want julle het dit eerder al gedoen, of julle kinders het julle dit gevra, maar almal van ons het dit al beleef. En as ek terugdink, dan kan ek nie help om te lag vir myself nie. Want daai klein seentjie se idee van liefde was eintlik so beperk en eintlik so verkeerd. En ek dink soveel van ons, kinders, volwassene, ou mense, maak nie saak nie, soveel van ons het 'n verkeerde of 'n beperkte idee van wat liefde is. Wanneer Jesus kom en hy wys vir ons 'n baie duidelike pad, 'n baie moeilike pad. En ek sit dit vir julle so op die bord, ware liefde is nie iets wat ons net ontvang nie. Dis iets wat ons gee. En ek sê baie spesifiek, dis nie iets wat ons net ontvang nie, want ons ontvang ware liefde, maar ons ontvang dit van God. Ons ontvang ware liefde van God, en dan is ons veronderstel om dit te gee. Ons kan nie ware liefde verwag van mekaar af nie. Ons kan nie. Jy kan nie verwag dat jou man, jou vrou, jou ma, jou pa, wie ook al, jy kan nie verwag dat hulle vir jou ware liefde moet gee nie, want ons as mense, dink ek persoonlik, verstaan nie wat ware liefde is nie. En ons gaan eers uitvind wat ware liefde is, wanneer ons in die hemel eendag kom, en in die teenwoordigheid van ware liefde staan. Liefde is nie net 'n gevoel nie. Dis nie mooi woorde nie. Dis 'n aksie. En dikwels is dit 'n opoffering.
Ware liefde beteken om te kies om te gee, al beteken dit gaan my iets kos. Dis om te kies om te gee, al beteken dit ek gaan myself benadeel. En dit bring my by Jesus se woorde wat nou al vir 'n rukkie by my spook. Johannes 13 vers 34 tot 35. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Jesus se woorde is baie duidelik. Hy maak nie 'n voorstel hier nie. Hy sê nie as jy die tyd kry, as jy die dag lus is, dan moet jy lief wees nie. Hy sê nie hierdie is 'n Christen premium, is lief wees vir mekaar, maar jy hoef nie dit te doen nie. Jy kan net my lief hê. Nee. Hy sê dis 'n opdrag, 'n nuwe gebod, iets wat verwag is van elke liewe een van ons af. En hy sê nie dat ons nie mekaar moet haat nie. Hy sê nie dat ons net vriendelik moet wees met mekaar nie. Hy sê ons moet mekaar lief hê. En hy maak dit baie duidelik, nie op enige manier nie. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. En dit is eintlik 'n baie moeilike opdrag. En in my eerlike opinie dink ek dis eintlik 'n onmoontlike opdrag vir ons as mense. Ek voel dat ons kan nie lief hê soos Jesus liefgehad het as ons nie die Heilige Gees het nie. As ons nie konstant die Here vra om ons te help nie, dan kan ons nie lief hê soos hy liefgehad het nie, want hoe het hy liefgehad? Jesus het nie liefgehad met net mooi woorde nie. Hy het nie liefgehad met elke nou en dan 'n mooi aksie teenoor iemand doen nie. Nee, hy het liefgehad met sy hele lewe. En as ons onsself disippels van Jesus wil noem, wat daai vers sê, as julle disippels wil wees van my, dan moet julle lief hê. Ek wil half sê dat liefde is veronderstel om ons handelsmerk te wees. Soos wat Nike die regmerkie het en soos wat Adidas die streepies het, almal weet, daai's Nike, dis Adidas, so moet die wêreld weet, ons is Christene. Kyk hoe lief het hulle. Maar kom ons sê dit nou baie reguit vir mekaar en kom ons wees nou gou eerlik. Want ek het in hierdie week weer eens besef, hoe flippend moeilik is dit om almal lief te hê. Want party mense maak dit moeilik. Party mense is moeilik om lief te hê. En is altyd vir my so mooi om hierdie vers te sien, om te hoor hoe mense die vers quote, om te sien hoe hulle dit post op hulle socials en. Maar in die realiteit is dit nie so eenvoudig nie. En ek dink julle kan saam met my stem. En dis hoekom ek wil vandag met hierdie woord, met hierdie boodskap, wil ek fokus op daai vers. Spesifiek die vraag wat opkom wanneer ons die vers lees. Vraag wat ons 10 teen 1 te bang is om te vra, te skaam is om te vra, wat ons nie met vrymoedigheid mee kan praat nie, want ons is bang, mense gaan ons judge of dink ons is nie 'n Christen nie. Vraag soos, hoe lyk die liefde waarvan Jesus praat? Hoe lyk dit in vandag se lewe? Hoe lyk dit as ek nou vir iemand anders moet liefde wys? Hoe gaan dit lyk? Die volgende vraag is, wie is ek veronderstel om lief te hê? Is ek net veronderstel om lief te wees vir my familie, my vriende, die mense naby my? Is ek net veronderstel om lief te wees vir ander Christene? Vir wie moet ek so lief wees? Die derde vraag is, wat is liefde regtig? Nie volgens Hollywood se standaarde nie, nie volgens social media se standaarde nie, nie volgens enige boek nie, volgens God. Wat is ware liefde? En dan as ons betyds klaar maak, as daar genoeg tyd is, maar ek dink nie daar gaan wees nie, dan kan ons dalk kyk na die 4de en dalk die belangrikste vraag van hulle almal. Maar as ons nie klaar maak, moet julle maar volgende week weer kom en hom kom kry. Kom ons begin by die begin.
Vraag is, wat is liefde? Want ek dink as ons 'n goeie idee het van wat is liefde, dan gaan ons 'n beter idee hê van hoe kan ek daai liefde wys. Maar soos ek vroeër gesê het, ek dink baie van ons, en ek sluit myself hierby in, het 'n verkeerde of 'n beperkte idee van wat liefde is. Ons sit liefde in net so klein boksie. Liefde is daai warm gevoel wat jy kry wanneer jy praat met iemand wat jy van hou. Dis die vlinders in jou maag wanneer daai crush van jou by die deur instap. Dis daai opgewondenheid wat jy kry wanneer jy besig is om tyd te spandeer saam met daai spesiale mens. Dis wat liefde is. Sit dit in net so klein boksie. En ek dink dit is deel van liefde. Dit is definitief deel van liefde. Maar ons sit dit in so 'n boksie en ek dink liefde is eintlik baie groter as wat ons kan dink of glo. En so wat ek vandag wil doen is, ek wil hê ons moet ons definisie van ware liefde anker, nie in Hollywood nie in social media nie in ons gevoelens nie in populêre opinies nie, maar anker in wat sê God se woord is ware liefde. En so ek het net 5 verse, daar's baie meer, maar ek wil net fokus op 5 vanoggend. En ek dink daar is nie 'n beter vers om mee te begin as Johannes 3 vers 16 nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat hierdie vers vir my wys, is dat liefde is onselfsugtig. Liefde is nie bang vir opoffering nie. Want God het Jesus afgestuur aarde toe met die volle wete van wat gaan gebeur. Jesus het afgekom en hy het kom suffer, hy het kom sterf op 'n kruis vir sondes wat hy nie gedoen het nie, omdat hy lief was vir die mense. En die ergste van alles is die liefde, die mense waarvoor hy lief was, is die een is wat hom doodgemaak het. Dis liefde. Onselfsugtig en nie bang vir opoffering nie. Nie bang vir wat gaan dit my kos nie. Die volgende vers is Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Wat hierdie vers vir my wys is dat liefde is onvoorwaardelik. Dit is presies soos wat ons nou gesing het in Reckless Love. Oh, I cannot earn it and I don't deserve it. Daar is niks wat ek en jy kan doen om God se liefde te verdien nie, niks. En die ergste van alles is, ons is nie veronderstel om dit te verdien nie. We don't deserve it. En tog gee hy sy liefde vir ons. Want hy gee sy liefde aan almal, selfs dies wat nie perfek is nie, selfs dies wat hom nie ken nie, het hy lief. So liefde is onvoorwaardelik, dit gee nie om oor omstandighede of wie die persoon is nie. Volgende vers is 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Die liefde is geduldig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde blaas nie sy eie beel nie en is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie en stel nie sy eie belange voorop nie. Dit is nie kort van draad nie, hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en dit juig as die waarheid se veer. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Nou ek dink mens kan eintlik 'n volle preek skryf uit daai een vers uit, want daar's net soveel om uit te pak. Maar ek wil dit net vinnig opsom en ek wil sê dat daai vers wys vir my, liefde is alsbehalwe 'n gevoel. Liefde is nie spontane aksies nie. Liefde is 'n manier van lewe. Liefde is die manier hoe jy reageer teenoor goed wat in jou lewe met jou gebeur. Liefde is die manier hoe jy ander mense hanteer, al het jy 'n slegte dag, al is hulle irriterend. Liefde is die manier hoe jy lewe. Die volgende vers is 1 Johannes 4 vers 7.
Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want liefde is uit God. En elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Wie nie liefhet nie, ken God nie, want God is liefde. Dis hard om te hoor. Dis hard vir my om te hoor, want ek weet, daar's dae wat ek nie mense liefhet nie. Dae wat ek net nie myself kry om liefde te wys nie. En in daai dae ken ek nie God nie. So maklik soos dit. Want as ek God geken het, sou liefde getriomfeer het. Wat hierdie vers vir my wys is dat God is die bron van ware liefde. En as ek en jy nie die bron ken nie, as ons nie weet waar die bron is nie, dan kan ons nie moontlik ware liefde vir enigiemand wys nie. Dit is nie moontlik nie. Dis soos Pieter Nel gesê het, dis nie moeilik om 'n Christen te wees sonder die Heilige Gees nie, dis onmoontlik. Dit is onmoontlik vir my en jou om ware liefde vir enigiemand te wys as ons nie die bron van liefde ken nie. As ons nie daagliks die Heilige Gees vra om ons te help nie. Want ons kan nie uit ons eie krag en ons mens wees lief hê nie. Die laaste vers waar ek na wil kyk is Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Die dag wat ons besluit om die Here in ons harte aan te neem as ons verlosser en ons koning, die dag wat ons Jesus aanvaar as dit, dan kom die Heilige Gees en hy kom leef in ons en saam met hom kom die vrugte van die Gees, waarvan liefde een van hulle is. En as ons nie liefde dra nie, as ons nie daai vrug het nie, dan is een van twee goeters besig om te gebeur. Eerder ons ken nie Jesus nie, which I doubt it, en ons het nie die Heilige Gees nie, of ons luister nie vir die Heilige Gees nie. En ons laat hom nie toe om sy werk te doen nie. Want die Heilige Gees kom en hy kom verander ons. No change, no Jesus. Sulke kras, maar sulke waarstelling. As ons nie verander nie, dan laat ons nie die Here toe om sy werk te doen nie. En ons baie meer verse soos hierdie, baie. Sean wat daar agter sit, wat gewoonlik die klank doen nou die recording op die oomblik, maar hy het laasweek Woensdag by 18:30 ook oor liefde gepreek, en hy het seker 30 verse gelees oor liefde. En wat cool is elke liewe een van daai verse, wat vir ons sê hoe ons moet lief hê, elke liewe een van hulle het iets in gemeen. Hulle praat van agape liefde. Ek kan sommer daai vers vir ons opsit. Wat is agape liefde? Dit is die onvoorwaardelike, opofferende en doelgerigte liefde wat God vir die mens het en wat hy van sy kinders verwag om teenoor mekaar en hom te hê. Agape liefde is volmaakte, perfekte liefde wat ons net van God afkry. Dit is nie 'n romantiese liefde nie, dis nie 'n emosionele liefde nie, dis 'n keuse om lief te hê, om ander lief te hê, ongeag van omstandighede, selfs al kos dit jou iets, selfs al benadeel jou dit. Dis die tipe liefde wat God vir ons gehad het en wat God vir ons het, die tipe liefde wat Jesus met sy lewe en dood vir ons gewys het, en die tipe liefde wat van ons verwag word. Hierdie liefde is nie maklik nie. Dit is nie. Maar dit is die hartklop van 'n Christen se lewe. Dit is ons teken, soos die Nike regmerkie en die Adidas streepies, wat vir die wêreld gaan wys, hierdie mense behoort aan Jesus, want kyk hoe het hulle lief. Nou dat ons weet wat se tipe liefde van ons verwag word, kom ons kyk na vir wie is ons veronderstel om daai liefde te gee. Die vraag is ons net veronderstel om lief te wees vir ons familie,
vir my vrou en kinders? Is ek net veronderstel om lief te wees vir my vriende, my naby mense? Is ek net veronderstel om lief te wees vir Christene? Vir wie moet ek lief wees? En ek dink nie daar's 'n beter vers om daai vraag te beantwoord as hierdie een nie. Dis 'n harde vers en is Jesus se eie woorde. Lees saam met my Lukas 6 vers 32 tot 36. Dink julle is verdienslik as julle net die liefhet wat vir julle lief is. Selfs die sondaars doen dit. En as julle net goed doen aan die wat aan julle goed doen, is dit so wonderlik? Die sondaars doen dit tog ook. En as julle net geld leen aan die wat julle terug kan betaal, is dit iets besonders. Selfs sondaars leen aan sondaars om die volle bedrag terug te kry. Nee, julle moet julle vyande ook lief hê, agape lief hê. Waar is ek nou? Ekskuus julle. Doen goed aan hulle, leen aan hulle en moenie bekommerd wees dat hulle julle dalk nie kan terugbetaal nie. Dan sal julle beloning in die hemel groot wees en julle sal werklik optree as kinders van die Allerhoogste. Eers wanneer ons agape liefde teenoor ons vyande wys, dan sal ons gesien word as kinders van die Allerhoogste. Want hy is goed vir die ondankbares en die slegtes. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader barmhartig is. Jesus maak dit baie duidelik. As ons net liefhet vir die wat ons liefhet, as ons net goed doen aan die wat ons goed doen, as ons net ons binnekring liefde wys, is dit nie iets besonders nie. Dis nie eers besonders volgens die wêreld se gebroke standaarde nie. Die ware toets van liefde lê in daai onmoontlike mense. Dit lê in die mense wat moeilik is, die mense wat dalk nie ons enigiets terug gaan gee nie, die mense wat verkeerd optree, die mense wat dit nie verdien nie. Dit is wie ons moet lief hê. En nou kan jy dalk sit en jy kan die vraag vra, maar hoekom wag God hierdie onmoontlike ding van my af? Hoekom moet ek die wat dit nie verdien nie lief hê? En die antwoord is dood eenvoudig. Want ons was die mense wat dit nie verdien het nie. Die mic sny heeltyd uit, laat ek net hier kyk. Toets. Ons is die mense wat nie die liefde verdien het nie. Ons is die mense wat verkeerd opgetree het, wat ondankbaar was. Die mense wat niks vir God kon teruggee nie. Ons was dies wat dit nie verdien het nie. En tog het hy met sy volle liefde na ons toe gekom. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde, agape liefde, volmaakte liefde, vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog steeds sondaars was. God verwag dat ons ander so moet lief hê, want hy het dit eerste gedoen. Hy verwag niks van ons af wat hy nie reeds vir ons gedoen het nie. Niks. En die vraag wat ek nou vir jou het, is jy iemand wat net jou binnekring liefhet? Is jy iemand wat net lief is vir die wat jou liefhet? Net goed doen aan die wat vir jou goed doen? En as daai antwoord ja is, dan wil ek jou uitdaag. Wie is die mense in jou lewe vir wie jy meer liefde moet wys? Is dit dalk die bedelaars op straat wat jou soms frustreer? Is dit dalk die taxi-drywer wat voor jou ingery het en amper gemaak het dat jy verongeluk? Is dit jou baas, jou kollegas wat net partykeer simpel is? Is dit 'n familielid wat jy net nie meer regkom nie? Wie ook al dit is wat in jou kop opkom, vra vandag vir God om jou te help, om jou hart sag te maak teenoor daai persoon. Vra hom om jou te help om daai persoon lief te hê soos wat hy jou liefhet. Maar doen dit nou. Moenie wag nie. Want van uitstel kom afstel.
Dis 'n maklike, eenvoudige gebed. Here, help my om Jannie, Pietie, Sannie, Fransie, wie ook al lief te hê soos U my liefhet. Here, maak my hart teenoor hulle sag. Here, maak die mense wat onmoontlik is om lief te hê, maak hulle vir my maklik om lief te hê. En dit bring my by die derde vraag. Die laaste vraag wat ons vandag gaan hanteer. Die vierde vraag gaan ons nie by uitkom, julle moet maar volgende week weer kom, sorry. Hoe lyk daardie liefde wat Jesus van praat? Dis maklik om te sien wat liefde is in die Bybel. As ons kyk na hoe Jesus geleef het, dan is dit maklik om daai liefde te sien. Maar hoe lyk daai liefde vandag prakties? Hoe lyk dit as doodgewone mense soos ek en jy mekaar liefhet? En so ek wil hierdie vraag antwoord met 'n bietjie meer van 'n praktiese oogpunt. Ek wil vir julle stories vertel van doodgewone mense wat mekaar liefgehad het, soos Jesus hulle liefgehad het. En ek wil begin met 'n jong man in Kaapstad, wat elke liewe dag met sy fiets werk toe en terug gery het. 7 kilometer daartoe, 7 kilometer terug. Elke dag het hy met hierdie fiets werk toe gery. En een oggend is hy besig met sy Bybelstudie en hy lees hierdie vers wat sê, so sal julle weet dat julle my disippels is, dat julle lief is vir mekaar. En op pad werk toe met sy fiets, sien hy 'n vreemdeling langs die straat en hierdie vreemdeling sit en hy huil. Soos wat hy nader kom, sien hy hierdie persoon se hare is nie netjies, sy klere is vuil, die man dra nie 'n skoene nie. En langs hom is 'n kartonbord wat sê, ek kort net brood, ek soek net brood, ek is nie 'n bedelaar nie, ek beloof. As jy vir my werk wil gee, as jy werk vir my kan gee, sal ek dit doen. Die jong man staan en hy dink aan daai woorde, so sal julle weet. En hy sê, okay, wel, hoe moet ek nou liefde wys aan hierdie persoon? En hy kyk en hy sê, ek het nie geld om te gee nie, ek het nie kos om te gee nie, ek kan nie vir hom 'n werk aanbied nie, ek het wel een ding. En die jong man gee sy fiets vir hierdie vreemdeling. En die vreemdeling vra hom, maar hoekom? En hy sê, Jesus het my lief. En hy het my geleer, as gevolg van dit moet ek ander mense lief hê. En ek voel, Jesus sit dit op my hart, dat jy hierdie fiets meer nodig het as ek. Hy sê vir hom, ek weet nie wat jy met die fiets gaan maak, jy verkoop hom, gaan koop vir jou kos, ek weet nie. Maar ek wil half net vir jou sê, die Here gee vir jou hierdie fiets, want hy is lief vir jou. En hy stap werk toe. 7 kilometer daartoe, 7 kilometer terug. En hy doen dit, dag na dag, week na week, maand na maand. Maande later, stap hy werk toe. En hy sien hierdie vreemdeling weer. Maar die man is anders. Sy hare is netjies gekam, sy klere lyk mooi, hy dra actually skoene. En die jong man hardloop na hom toe en hy sê, maar wat het gebeur? En hierdie man, hierdie vreemdeling, omhels hom. En hy sê, dis als te danke aan jou. En die jong man sê, maar ek verstaan nie, wat het gebeur? Hy sê, ek het daai fiets gevat, en ek het rondgery en ek het gaan soek vir werk. En daai fiets het gemaak dat ek betyds was by 'n onderhoud. En ek het 'n werk gekry, ek het my lewe verander. En die jong man sê vir my, ek verstaan nie, ek het vir jou gesê, gaan verkoop die fiets, gaan kry vir jou kos. Die man sê vir hom, ek het nie dit gedoen nie. Jy was die eerste persoon wat my nie gesien het as 'n probleem nie, maar my gesien het met liefde. En as gevolg van dit, as gevolg van die liefde wat jy my gewys het, het ek vir die Here gevra, Here, ek ken U nie, ek weet nie wie U is nie. Maar as dit is wat U aan mense kan doen, wil ek dit ook hê. Here, kom help my, kom verander my. En as gevolg van jou liefde, het ek die Here ontmoet, en hy het my lewe verander. Daai jong man het nie geweet wat sy opoffering gedoen het nie. Hy het maande gestap, 10 teen 1 werk toe gestap en gesê, ja, ek het nou my fiets gegee,
vir hierdie bedelaar. Ek stap werk toe, my voete is seer. Ek moet 'n uur vroeër opstaan om by die werk uit te kom en hy het 10 in die fiets gevat, gaan verkoop en gaan drugs koop. Dis wat ek kry. Dis 10 teen 1 waar sy kop was. Min het hy geweet dat daai een bietjie opoffering, daai liefde wat hy aan iemand anders gewys het daai man se lewe vir altyd verander. Ek het nog stories, ek het nog verse, maar ek dink ek wil net daar afsluit. Ek het nie nodig om nog iets te sê nie. Ek het nie nodig om nog verse te lees nie. Wat ek julle wel wil uitdaag. Ek myself sukkel met hierdie. Ek sukkel om vir almal aldag lief te wees. Maar ek sukkel want ek probeer dit doen uit my eie krag uit. My uitdaging aan julle is hierdie volgende liedjies wat ons gaan sing. Moet dit nie net sing nie. Maak dit 'n gebed vir jou lewe. Vra die Heilige Gees om in jou te kom werk, soos daai vreemdeling, daai boemelaar gevra het, Here kom werk in my, kom verander my. Here kom leer my liefde. Kom leer my hoe om liefde te wys, soos U liefde aan my gewys het. Mag hierdie liedjies jou lewe verander. Mag die Here in jou lewe intree en mag hy vir jou wys wat liefde is. Nie Hollywood nie. Nie social media nie. Maar die bron van liefde. Kan julle saam met my staan in vertroue, saam met my staan en sê, ek wil lief wees vir die mense wat dit onmoontlik maak. Ek wil lief wees vir my vyande. Ek wil lief wees vir die boemelaars op straat. Ek wil lief wees vir die taxi-drywers. Ek wil lief wees vir my baas, vir my kollegas, vir my familielid wat dit onmoontlik maak. Wie ook al dit is, staan saam met my, bid hierdie volgende liedjie. En mag die Heilige Gees, mag die Here, die God van liefde, elkeen van ons kom verander.